testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book. Het julle al die naam Josia gehoor? J-O-S-I-A in die woord van God. Dis nie algemeen bekend nie. Dit is een deel waar hy voorkom. Ek wil gou vra, is hierso vanoggend die kinderkerk is klaar uit, so jy kan nie nog 8-jariges wees nie. Is hier iemand wat dalk 16 is? Ok, ons het 'n 16-jarige in ons midde. Staan geop, dat almal net kan sien, hoe lyk 'n 16-jarige? Daar is 'n 16-jarige vir julle. Nou, Josia is gebore, bly gou weer staan. Josia is gebore, jy's nou figuurlik sy pa. Toe Amnon 16 jaar oud was. Daai ouderdom. Ok, jy kan maar sê dankie. Toe is Josia gebore. 6 jaar later het sy pa Amnon gesterf. En hy volg sy pa op as koning. So op 8-jarige ouderdom word Josia koning. Dis hoekom ek is nou halfs aan die een kant spyt die kinderkerk is klaar uit, want ek wil vir julle gewys het hoe lyk 'n 8-jarige. En om te dink, 'n 8-jarige is nou koning. So op 16, toe sy pa 16 was, is hy gebore, en op 8-jarige ouderdom word hy koning. So hy word dus koning op 'n jong ouderdom. Hy is eintlik nog 'n kind. Hy het nou net begin om skool toe te gaan. Hy is nou graad 2. Hy is graad 2. En hy word koning. A king at 8 years old. Can we imagine ourselves that? All the responsibilities that he had to take on himself as a king. And from the beginning, as his reign as a king, he did what was right in the eyes of the Lord. The same as his ancestor David. But we'll see why. When we read the word of God in Kings, in 2 Kings, and we read about Josia, we don't see or read that there was many mentors that were mentoring him. Although we can assume that Shaphan, the Secretary of State, and Gilkiah, the high priest, had a good relationship with him. And it's not in the word of God, I think they mentored him in a certain way. And 2 of the scriptural prophets in the word of God lived also in his time, and that was Zephaniah and Jeremiah. They also lived during that time. En ek glo hulle profesie het dalk 'n groot invloed op sy lewe gehad, hoe hy geleef het. In 2 Kronieke 34 vers 3 staan, en in die 8ste jaar van sy regering, terwyl hy nog jonk was, het hy begin om die God van sy vader Dawid te soek. En in die 12de jaar het hy begin om Juda en Jerusalem te reinig van die hoogste en die heilige boomstamme en die gesneede beelde en die gegote beelde. So op 'n jong ouderdom begin hy God se aangesig te soek. Hy soek die God van Dawid. Hy soek sy aangesig. And some of us grew up in church. Some of us received the Lord at a very early age in our lives. Like this young boy who walked a road with God from a very young age. But some of us later in our lives received Christ as our King and as our Lord. It doesn't matter when, as long as we've did it.
as long as we have received him. That is important. We are saved. En as ons na koning Josia se lewe kyk, sien ons, hy het die Here se aangesig gesoek. En sy optredes, dit wat hy gedoen het weerspieël wie hy eerbiedig het. En wat was die uitslag? Wat was die uitkom van dit wat hy gedoen het? Dit was die herstel van die volk van God vir 'n seisoen onder sy heerskappy. En dat hy werklik 'n opregte koning was wat gelei het. Sy soeke na God se wil het vir hulle gelei tot die herstel van die tempel van die Here. Want tot daar moes herstel plaasvind en sy soeke na God het gelei na dit. En in sy soeke, in dit wat die Here vir hom gewys het, het hy 'n waardevolle ontdekking gemaak. Kom ons lees in 2 Konings 22 vers 13. Gaan raadpleeg die Here vir my en vir die volk en vir die hele Juda oor die woorde van hierdie boek wat gevind is. Want die grimmigheid van die Here is groot wat teen ons ontvlam het, omdat ons vaders nie geluister het na die woorde van hierdie boek, om te handel volgens alles wat ons voorgeskryf is nie. So hy gee aan die priester opdrag om by die Here te gaan hoor. So ons weet die hoofpriester het 'n baie belangrike rol gespeel in daai tyd. Hy het 1 keer 'n jaar in die allerheiligste plek inbeweeg, van die tabernakel inbeweeg, om vir God, by God te gaan luister. He was responsible to know and to make known the word of God to the people. It was his responsibility. That was his duty to do that. He brought, and in that, fear came to God's people for who God is. Because we know when the high priest went into this holy of holiest place, and there was sin in his life, or sin that they didn't repent of, he died. Because sin couldn't go into the Holy of Holies before God. And they had to pull him out with a rope that was tied to his ankle. Do we fear God? As die Here vir my en jou moet sê, jy moet 1 keer 'n jaar voor my kom staan. Jy gaan in 'n vertrek en kom ons maak dit soos dit vandag by ons lyk hier in die gebou. Daar is die gebedskamer. Jy gaan in die gebedskamer en met 'n tou in jou been vas. Hoeveel van ons gaan sê ek wil nie daar ingaan nie? Hoeveel gaan sê nie, Here, dit wat in die woord staan, het ek nie nagekom nie. Ek gaan nie daar in nie. Ek weet of ek daar gaan uitkom nie. The high priest had to do it. My vraag aan myself en aan jou vanoggend is, lees ek en jy die Here se woord om ons gedagtes na die teks te bring of iets te bewys? Of laat ons toe dat die skrif, dat die woord van God ons gedagtes vorm en ons te handel volgens wat God se woord vir ons sê. Want het is maklik om te lees en nog steeds te doen wat ons wil. God se woord moet my en jou gedagtes lei en nie andersom nie. God's word must lead our thoughts and not the other way around. That what we read. Hoekom sê die Here, spandeer daagliks tyd met my, spandeer gereeld tyd met my, want soos ek sy woord lees, so neem dit vorm in my. Ek probeer nie die woord vorm nie, die woord vorm my en ek leef dit wat ek gelees het. Dis hoekom dit belangrik is om daagliks te lees, om God se woord daagliks te lees. Want daar's goeie beginsels in God se woord wat ons lei. Of
let me say this in English, or do I read the Word of God and I take from it what suits me, and I let go of that what I don't agree with for my life now, or I know it's difficult to do? Just a question. If I truly believe the Bible is the living word of the one true and holy God, I won't just read it. It will read me. The Word of God will read me. It will breathe fresh life into me. As I read it, I trust the Holy Spirit to reveal what is standing in this Word of God. And I let it read me and change me to what Christ wants me to become. Not read it and take out of it what suits me. But I need to be humble and say, Lord, as I read your word, come and change me into that what you want me to become. Reveal to me your plan, your purpose out of this word. Because this word speaks to us in the present time. Hy praat met ons in die nou. In die nou. En dit is nogal baie interessant om te sien as jy die gedeelte in Konings lees, hoe Hilkia en Safan albei die wetboek beskou het, hoe hulle elkeen afsonderlik na die wetboek gekyk het en dit gesien het. Hilkia het daarna verwys as die wetboek. Erkenning gegee dat dit goddelik is. Waar Safan het net eenvoudig verwys na 'n boek. Nou wil ek vir jou vra, is dit vir jou 'n boek? Is dit vir jou net 'n boek? Is dit vir my net 'n boek? Want dan gaan ek, of kom ek vra so, wat maak ek met 'n boek? What do I do with a book? I read it to finish it and I put it on the shelf. Or give it away, says my wife. That's what you do with a book. If you read it as the living Word of God, or see this as the Word of God, you will read it over and over and over again. And if you give it away, you'll get another one. If the Lord tells you to give it away, you give it away, but then you get another one. But it's to read and to study that what God is saying to us out of His Word. And we teach our children from a small age to fall in love with this Word. What happens when they grow up? They might keep on reading it. They might keep on loving it, or they might not. But what God is asking from us as parents, we need to teach them the Word of God. What they do when they're grown up is unto them. We can still pray for them. We can still intercede for them, but it's unto them. So Safan just saw this as a book. Vir hom het die belangrikheid en die betekenis van die woord verlore gegaan. Ons lees in 2 Konings 20 vers 11. En toe die koning die woorde van die wetboek hoor, toe die koning die woorde van die wetboek hoor, toe het hy sy klere geskeur. Now it happened when the king heard the words of the book of the law that he tore his clothes. So ons lees dat koning Josia, toe hy hier die woorde hoor, en die woord wat God gebring het, ek gaan nou oor die profetiese gedeelte praat van die woord, wat gebring is, maar toe hy die woorde hoor, toe het hy in nederigheid en in belydenis sy klere geskeur. In repentance, he tore his clothes. En dit is baie interessant om te sien hoe 'n goeie koning en 'n bose koning optree oor die woord van God, hoe hulle dit verskillend sien.
hoe die een werklik in nederigheid gehoorsaam gee aan dit wat die woord vir hom sê. How do we respond to the word when it is presented to us? How do we see it? How do we read it? How do we hear it? Is it just another word? Will we be torn in our hearts? Ek sê nie vanoggend skeer jou klere nie. Maar vind daar skering in ons harte plaas. 'n Liefde vir God se woord. 'n Liefde om tyd met sy woord te spandeer. A drawing to know more about this word. Or a drawing to be drawn to repentance, if need be. Repentance and worship unto God. Because from out of repentance there always comes worshiping to God, giving Him glory for what He has done, what He's busy doing. And when we read 1 Kings and 2 Kings, it is as if the kings of Israel and Judah only acquired from the Lord in difficult times. If you read this word, 1 Kings and 2 Kings, it is as if they only acquire from Him when there were difficult times, illnesses or threatenings, enemies, wars, then they acquired from Him. But King Josiah, what did he do? For the first time there is a king that looked to himself to see what is wrong, where he is disobedient to the word. And he primarily inquired from the Lord for personal sin in his life. Lord, what is there that I need to lay down? Wat moet ek neerlê, Here? Wat moet ek oorbely? 'n interne ervaring van belydenis, nie van wat die aanslag wat van buite af gaan kom nie. 2 Konings 22:14 sê, toe gaan die priester Hilkia en Ahikam en Igabor en Sifan en Asja na die profetes Hulda, die vrou van Siloam. Goed, julle kan die skrif verder lees. My fokus is, hulle gaan toe met die opdrag van die koning Josia om die profetes te gaan spreek. Ons hoor van hierdie profetes Hilda slegs in hierdie skrifgedeelte van die woord van God. Sy kom net hier voor. Maar die boodskap wat sy gebring het vir Josia was nie maklik geweest vir hom om te hoor nie. Dit was nie 'n woord wat vir hom maklik was om te ontvang nie, maar hy het dit ontvang. Want die woord wat sy gebring het vir hom, was dat die volk ongehoorsaam is. Dat hulle afgode dien. Dat die Here hulle gaan straf. Dis toe dat hy sy klere skeer. Dis toe dat koning Josia sy klere skeer en in belydenis voor hulle neerval en voor God. En wat gebeur toe? Toe het God, toe gee sy die woord verder en sê, die Here sal jou seën as gevolg van jou belydenis. As we come before God in repentance, as we lay down our lives before Him, He will bless us. He will be there for us. He will guide us. En wat ek die aandag ook op wil vestig is, Hulda het, die profetes het hierdie woord gebring, maar wat baie belangrik is dat die waarskuwing wat sy gee, wat van God afgekom het, presies so gegee is, soos wat God het vir haar gegee het. Presies. Sy het nie die woord wat sy van God ontvang het, afgewater nie. Sy het dit nie ligter gemaak, as wat dit moes wees nie. Maar sy het dit op so 'n manier gebring, dat het ontvanklik was vir koning Josia, om dit te ontvang. Om die woord te hoor. En in dit het sy nie haar eie opinie, haar eie
kommentaar of haar eie oordeel bygevoeg, hoe sy daarna sien, of hoe sy dink nie. Sy het dit presies oorgebring, soos God dit wou hê. Sy was getrou gewees aan die opdrag, om die woord korrek oor te dra. Vandag, in vandag se lewe, is daar baie mense wat hulle self verklaar as profete. Maar wanneer hulle begin praat, dan kom jy agter, daar's 'n paar vrae, ek wil nie oordeel nie, maar 'n paar vrae volgens wat die woord vir my sê, hoe hulle moet optree en hoe mense soms optree. Dis wonderlik om vir iemand 'n woord te gee. En ek wil hê ons moet aanhou daarmee. Ek wil hê ons moet, wanneer ons vir mekaar bid en die Here gee vir jou 'n woord, gee dit vir daai persoon, maar maak seker dis die Here. Maak seker dis die Here wat dit gee. En voordat ons hierdie gedeelte van die skrif as riglyn neem, wil ek net sê dat dit wat die Here vir jou sê, om dit vir mense te sê, nie iets by te voeg of weg te laat nie, maar om te sê dit wat die Here sê, moet jy sê. As ons kyk na Deuteronomium 18 vers 20, ek het nie die skrif daarop nie. As 'n profeet in daai tyd nie die regte woord gebring het nie, wat het gebeur? Of die verkeerde woord, of nie die woord gegee het soos God het deurgegee het nie, wat het gebeur? Hy het gesterf. Daai persoon, daai profeet het gesterf. But wow, today we have the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Today we have the Holy Spirit to communicate and confirm God's will directly to our hearts. All that we need to do is spend time with God, spend time with His Word, fall in love with His Word, and let the Holy Spirit reveal to us that what God wants to say to us. Because His message is always in line with the Word of God. God's holy Word. Always. This isn't to say that we cannot have people praying for us, prophesying for us, being accountable to. That's good. But we need to sit with the Word of God and let it talk and speak to us. That's what we need to do. Though Hulda's prophetic word were hard to hear, she also communicated God's grace. Daar was genade. Daar was genade in dit gewees. En ons het gesien hoe Josia nederig, in nederigheid, bely voor God. Dat dit wat hoe hulle geleef het. Hoe leef ons? Hoe leef ek? As ek die woord lees. Lees ek kom en ek gaan maar net weer aan met my lewe. Ja, as kind het ek. As kind het ek nie. Ek moet julle baie eerlik wees. Ek staan hier en ek sê ja, dit was my hele lewe so nie. Ek het 1 of 2 skrifte gelees, gebid vir 5 sekondes en geslaap. Ek het gedink dit is genoeg. Totdat ek werklik tot bekering gekom het. En besef het waaroor gaan die woord van God. Dis 'n riglyn vir ons. Dis eintlik ons alles. Op ons pad wat ons stap. John 8 verse 47. Whoever is of God and belongs to Him hears the truth of God's words. For this reason you do not hear them, because you are not of God and you are not in fellowship with Him. What a powerful scripture. Die wat uit God is, luister na die woorde van God. Daarom luister julle nie, omdat julle nie uit God is nie. Josia het gehoor hoe die woord van God gelees word. Hy het gehoor dit wat gesê word. Hy het die Here deur die profetes Hulda geraadpleeg. Hy het haar sterk teregwysing aanvaar. Hy het
gehoor dit wat gesê is. Hy het opgetree deur die wetboek aan die mense voor te lees en sterk hervorming deurgegee. Verandering het plaasgevind, soos wat hy deurgegee het. Aanbiddingspan kan vorentoe kom asseblief. Sterk hervorming het plaasgevind. As gevolg van een koning. Daar was 'n magdom konings. Hulle het alles gedoen wat hulle wil vir hulle eie gewin. Maar een koning kom en hy verander alles. Hy verander alles. Hy het gehoor. Hy het navraag gedoen. Hy het die boodskap ontvang. Toe reageer hy persoonlik, maar hy het dit in die openbaar gedoen. Is ek en jy bereid om woord te leef in die openbaar? Is ek en jy bereid om God se naam te verkondig in die openbaar? By ons vriende, by ons familie, daar waar mense ons nie eintlik ken nie, is ons bereid om dit te doen, om dit te spreek. As we hear God's word, we inquire from Him. We have to personally receive His message. For my life, for this church. Responding personally and publicly to what He says, what His message says. Kom ons staan. Father, I thank You that You gave Your word to us. Thank You, Lord, that You gave us Your written and prophetic word. Lord, give us a deeper desire to read Your word. A deeper desire to know what stands in Your word, Father. A desire to completely obey Your word. Father, we ask forgiveness. We repent before You this morning where we haven't obeyed Your word, Lord. Father, where we may have even had the same thoughts of it's just a book. But Father, it is the book of life. And Lord, I pray that Your word will guide us. I pray, Father, that You will make our hearts tender. Give us a love for Your word. But not just for Your word, Father. Give us a love for You, our God. I want to say, my God. That we will love You unconditionally. That we will love Your word. Doesn't matter what, Father. That our thinking and our actions be guided by the word of truth. That nothing else will guide us. But Father, that Your word will guide us on the road that we walk in this life. Holy Spirit, I pray that as we read Your word afresh from now on, that revelation will come forth like never before. That we will love that what we read. And that we will take action and do as Your word says. And I pray this in the name of Jesus Christ. Amen. Amen.